Here, ons kom doen presies dit wat ons sopas gesing het. Ons wil tot U nader, Here. Ons wil by U voete kom sit. Ons wil by U kom leer. Here, ons wil by U voete kom eerlik wees oor wie ons is en wat aangaan in ons lewe. Oor die goed waarmee ons struggle. Here, dankie dat U ons daar verwelkom. Dat ons hier welkom is. Hier, saam met mense wat saam U soek. Here, U is die God wat ons lief het. U is die God vir wie ons meer as ons hart wil gee. Ons wil vir U ons lewens gee. Ons wil vir U ons alles gee, Here, maar ons weet nie altyd wat dit beteken en ons weet nie altyd hoe om dit te doen. Here, help ons, wys ons. Kom ontmoet ons waar ook al ons is in ons lewe, Here. Wat ook al aangaan in die wêreld daar buite. Met ons, met ander. Oorloë en gerugte van 'n wêreldoorlog, Here, in die lig van lande wat mekaar weer stikkend geskiet het in die afgelope week. Here, dankie dat ons as U gelowiges, U kinders, nie hoef bang te wees nie. Dankie dat U kom en ons verseker dat selfs al is dit die einde, is dit vir ons wat U glo net die begin van 'n lewe saam met U in die ewigheid. En daarom hoef ons nie te vrees nie, Here, daarom kan ons elke dag opstaan. Ongeag wat die nuus sê. Want ons God is groter as die nuus. Kom ontmoet ons, Here, en praat met ons. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Baie dankie. Ons het laasweek begin met 'n reeks boodskappe oor die konsep van twyfel, wat vir party mense 'n bietjie van 'n vloekwoord is as jy dit langs geloof neersit, maar die Here wil graag met hierdie 3 boodskappe vir my en vir jou kom sê, maar hy's okay, en dat ek en jy moet opregte geloof begin uitleef en opregte geloof ontwikkel. En vanoggend wil die Here jou daarmee help. En die probleem is, en dis iets wat die kerk mee gestruggle het vir 'n hele klomp jaar, totdat die kerk begin eerlik raak het met die kerk, totdat die kerkleiers en predikante en leraars van gemeentes begin agterkom het, maar as ons nie gaan eerlik wees met ons mense nie, en as ons nie gaan eerlik wees met onsself nie, gaan ons kerke leegloop, want soveel Christene daar buite draai hulle rug op die wêreld, op die kerk, draai hulle rug op die kerk, want die kerk antwoord nie die vrae waarmee hulle sukkel nie. Die kerk gee nie vir hulle oplossings vir genuine probleme nie. Jy kan nie elke Sondag net hoor, ek weet dis die waarheid, maar dit help nie, jy hoor Sondag vir Sondag, of jy's 'n sondaar, gee jou lewe vir die Here, of jy hoor Jesus is lief vir jou en alles gaan okay wees nie. Dis als die waarheid. Maar daai woorde, Jesus is lief vir jou en alles gaan okay wees, sukkel ons mee wanneer oorlog gebeur, of wanneer kanker gebeur, of wanneer moeilike goed gebeur wat ons wêreld skud. En ons moet eerlik wees daaroor, en daarom hierdie reeks boodskappe, en alles wat ons by Dynamis probeer ons reël wees, nie plasties wees nie. En so vanoggend wil die Here jou kom herinner aan 'n storie, in die Bybel wat ons al baie keer oor gepraat het, en wat ek hoop jy regtig ken, en deel gemaak het al van jou lewe, en van jou geloofsjourney, is die storie van Jesus wat Jesus wat op die water aangeloop kom, en dan dink hulle eers is 'n spook, want Jesus het vir sy disciples gesê, gaan uit, en hy gaan bid ergens somewhere, en hy praat met sy pa, en dan kom hy op die water aangeloop, en dan dink hulle is 'n spook, en dan sê Jesus vir die disciples, luister, kalmeer, chill net 'n bietjie, kry beheer, ek gaan vir niemand sê, jy het jou broek vuil gemaak nie, want jy het 'n spook gesien nie, kalmeer net gou, dis Jesus, en dan sê Petrus, Here, as dit U is, dan wil ek op die water kom loop, en dan sê Jesus, dis reg, dan kom jy, en hy loop, en dan gebeur daar hierdie saak. Dan gebeur dit, en Petrus antwoord vir Jesus, en hy sê vir hom, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom, en Jesus sê, reg, kom. Petrus klim toe, weet julle, dis die woord waarvoor dominees die bangste is. Jy moet hom reg uitspreek, anders hou die preek op. Petrus klim toe van die skuit af, en loop op die water, om na Jesus toe te gaan. Maar toe Petrus die sterk wind sien, het hy bang geword, en hy het begin sink, en hy roep uit, en hy sê, Here, red my. Jesus het dadelik sy hand gesteek, en hom gegryp, en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel?
Nou hierdie storie is al baie keer gebruik om te sê, maar in jou geloofsjourney, jy weet, jy moet die Here vertrou en klim uit die boot uit en loop op die water en al die rest. Maar vanoggend gaan ons fokus op hierdie laaste sinnetjie, hierdie laaste vraag wat Jesus vra, wanneer hy vir Petrus sê, hoekom het jy getwyfel? Want twyfel is, as ons eerlik is deel van die menslike bestaan. My vrou raak super geïrriteerd in ons huwelik, want ek is een van ons, ken julle die love languages storie? Nou, met love languages is ek een van die ouens wat ek hou van encouraging words. Ek wil hoor, jy's lief vir my. Dan sal ek vir my vrou sê, ek's lief vir jou, en dan wag ek dat sy vir my dit terug sê. Nee, en my vrou haar liefdestaal is kwaliteit tyd. As ons saam is, en ons kyk mekaar in die oë en ons drink saam 'n koffie, dan voel sy, maar ek moet nou weet, sy's lief vir my, maar ek wil dit hoor. Nee, so ek twyfel, dis nie dat ek twyfel in haar liefde vir my nie, ek wil net verseker word, ek wil dit hoor. Nee, en dis so weird, hoekom ons as mense so is, so twyfel is deel van ons menslike bestaan, en hier sien ons dit, Petrus twyfel, hy sink, Jesus sê nie vir hom, luister, swem jy nie swem nie, Jesus stel hom op en hy red hom uit die water uit en hy help hom tot by die boot. Thomas, ons het laasweek oor hom gepraat, hy het getwyfel, Jesus het vir hom gesê, nie vir hom gesê, luister, gaan weg, jy's 'n swak disipel nie, hy het vir hom gesê, kom kry die bewyse, kom sit jou hand hier in my merke. Die disipels het getwyfel in of Jesus regtig opgestaan het, ons het daaroor ook laasweek gepraat. Jesus het nie vir hulle gesê, luister, julle was swak, julle 3 jaar saam met my geloop, julle is nou afgeskryf, ek sal iemand anders kry om my kerk op aarde te bou en my werk voort te sit nie. Nee, Jesus in Matteus 28 stuur hulle uit. Hy sê vir hulle, gaan, maak disipels van al die nasies. Nie luister, julle swak gelowiges, julle is gefire nie. Jesus doen dit nie. Johannes die doper, die ou wat gebore is om Jesus se geboorte, om Jesus vooruit te gaan, en eventueel Jesus gedoop het. Hy het Jesus gedoop, hy het Jesus gesien, hy het gesien hoe die duif uit die hemel uitkom, hy het God se stem gehoor wat gesê het, jy's my geliefde seun, en jou verheug ek my, hy het al daai goed gesien, en toe word Johannes toegesluit, en Johannes stuur 'n paar van sy beste vriende, en hy sê vir Jesus, gaan vra net vir Jesus of hy regtig Jesus is. Kan jy dit glo? Gaan vra vir Jesus of hy regtig Jesus is. Of moet ons nie wag vir 'n ander een nie. En dan sê Jesus vir hulle, gaan sê vir Johannes, hy het nie gedroom nie. Martha, Lazarus se sussie, sy het getwyfel of Jesus Lazarus uit die dood kan opwek. En Jesus sê vir haar, luister, moenie vir my sê ek's te laat nie. Ek is God oor lewe en oor dood. In hierdie reënboogland van ons is swart ook 'n kleur, en dis nie 'n rassistiese stelling nie, ek praat van die donker. Eskom. OK, ek vra nederig om verskoning. In elke een van hierdie voorbeelde wat ek sopas vir jou aangehaal het, kom Jesus en hy het genade met mense wat twyfel. En die feit dat ek en jy skaam is wanneer ons twyfel of dat ons skuldig voel, want dis wat die duiwel doen. Die oomblik as jy twyfel of as jy wonder, bestaan God, of as jy wonder, glo ek in die regte God, of as jy wonder, het God my lief, want my lewe lyk of hy uit mekaar uitval, dan kom die Here nie en hy skryf jou af en hy sê, luister, sorry, jy het nou hierdie toets gepluk nie. God sê, dis onnodig. Hy wys keer op keer, van Genesis tot Openbaring, wys hy's daar in mense se swakheid, hy's daar in mense se tye van ongeloof en twyfel. So ek wil vir jou vanoggend hierdie feit gesê, en dan wil ek vir jou 'n vraag vra wat ek tot die afgelope week nie eers aangedink het nie. Twyfel is nie die vyand van geloof nie, ons het dit laasweek begin nie, en ons het laas daarmee geëindig. Twyfel is nie die vyand van geloof nie, twyfel is die pad na 'n dieper geloof. As jy die guts het om die vrae te vra oor jou geloof, as jy die guts het om by God se voete te gaan sit en te stoei met God, en te sê, luister, hierdie teks in die Bybel, ek weet nie of dit vir my werk nie. Dis wanneer jy nader aan God kom, dis wanneer jou geloof dieper groei. Dis wat ek en jy nodig het. So wat as God se vraag vir Petrus nie 'n beskuldiging was nie? Hy sê vir hom, hoekom is jou geloof so? Wat as dit nie is 'n beskuldiging was nie, maar 'n uitnodiging. Imagine God staan vanoggend voor jou en hy sê vir jou, hoekom is jou geloof so klein, na al die jare wat jy my volg, na al die dinge wat ons deur is? Hoekom is jou geloof nog so klein? Kom ons begin werk daaraan.
Kom ons begin werk aan 'n dieper geloof. 'n Geloof met meer betekenis, en dis wat God vanoggend met my en jou wil kom doen. Hy wil vir my en vir jou kom sê, luister, daar's 'n pad na 'n dieper geloof, 'n pad ander kant twyfel, 'n pad ander kant ongeloof, wat maak dat as die volgende storm kom, en die volgende setbacks kom, en die volgende persoon doodgaan vir wie jy lief is, en die volgende keer jy jou werk verloor, of die volgende keer jou vriend jou in die rug steek, of iemand geld by jou steel, dan gaan die Here kom en hy gaan sê, maar we've been down this road, jy verstaan, ek bly by jou, ek hou nie op God wees, want jy's in 'n storm nie. En dis wat God vandag in my en jou lewe wil begin doen. Hy wil hierdie dieper pad begin doen, en hy wil sê, jou geloof kan doen met 'n bietjie vrae, en 'n bietjie dekonstruksie. Dekonstruksie is wanneer jy jou waarhede uitmekaar uithaal, en seker maak dit is die waarheid. Soos, ek gaan vanoggend vir jou 'n paar voorbeelde gee. Die eerste een is, het iemand al, ek het dit in hierdie afgelope week gesê, en ek wil myself skop. Alles gebeur vir 'n rede. Ek sê dit in 'n winkel vir iemand. En ek het al 'n preek gepreek, waar ek gesê het, dis nie die waarheid nie. Want as alles gebeur vir 'n rede, dan het God een oggend besluit, iemand wat jy lief het moet doodgaan in 'n motorongeluk. Hy het nou gesê, die motorongelukke is nie God se manier van doodgaan nie. Ons het karre gebou, ons het hulle bestuur, ons klim dronk agter 'n stuurwiel. Dis nie hoe God het wou gehad het nie. As alles gebeur vir 'n rede, dan is was my pa se kanker God se blinkplan eendag. Dit werk nie so nie. God sê die waarheid, wanneer hy kom, hy stuur Jesus sê Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal jy moeilikheid hê, maar ek het die wêreld oorwin. Hy bring vir Paulus, en Paulus kom in Romeine 8 vers 28, en hy sê, God vat al die stikkend, God sal alles ten goeie laat meewerk. Nee, dis wat die teks sê. Ongeag wat gebeur, God vat uit daai stikkend uit, en hy maak iets mooi en heel en beter, en vat jou dieper. Alles gebeur nie vir 'n rede nie, alles gebeur. En dis 'n moeilike stelling om te hoor. Alles wat gebeur met ongelowiges, kan gebeur met gelowiges. Gelowiges word siek, ongelowiges word siek. God laat dit reën oor mense wat bid, en God laat dit reën oor mense wat nie bid nie. God laat mense se plase afbrand wat bid, en ander mense, en is nie, my stelling was verkeerd, ek vra om verskoning. Plase brand af van mense wat bid. En is nie God wat dit laat gebeur nie, dis iemand wat dit aangesteek het. Sien, ons leef in hierdie wêreld waar ons graag wil hê, want die stelling wat hiermee saamgaan is, God is in beheer van alles. God is in beheer van alles, maar hy's nie in beheer van jou besluite nie. As jy 'n swak besluit maak, dan kan hy jou nie spaar van die konsekwensies van jou besluit nie. As jy besluit, ek gaan nie leer vir die wiskunde toets nie, dan gaan jy pluk, punt klaar. Tensy jy 'n wiskunde brein het, en jy gaan ten minste net 40 haal, want die slaagsyfer is deesdae so laag by van hierdie skole, dat jy kan omtrent jou naam skryf as jy deur. Vir Afrikaans seker is dit reg, jy moet net jou eie naam kan reg spel, ekskuus, dis 'n lelike stelling, maar dis die waarheid. Ons moet ophou om hierdie goed te sê, want nou kom jy en jy sê vir 'n ongelowige, of iemand wat ver van God af is, of iemand wat soekend is na God, sê vir hom alles gebeur vir 'n rede. Dan gebeur daar iets, en dan sê hy, maar as jy, daai dominee, daai persoon van na wie ek opkyk, wat 'n verhouding het met die Here, het vir my gesê alles gebeur vir 'n rede, nou het ek my werk verloor, so God het besluit ek moet my werk verloor. Verstaan julle wat gebeur as ons hierdie goed van mekaar sê? Alles gebeur. Die laaste 3 woorde, vergeet dit, en sit Romeine 8 vers 28 aan die res van die sin. Alles gebeur, maar God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Dis die sin. God is in beheer van alles. Daarom sal hy alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Daar's nog 'n voorbeeld wat ek vir jou gaan gee. Hierdie saak van 'n oog vir 'n oog. Jene op skool was dit lekker. As iemand vir jou slaan, dan slaat jy vir hom terug. Klaar. Nee, maar jy slaan hom 5 keer harder terug. My pa het vir my geleer, toe ek groot word, toe het my pa vir my geleer, as iemand jou terugslaan, is dit jou eie skuld. Nee, dink bietjie mooi daaraan. As iemand jou terugslaan, is dit jou eie skuld. Kry die eerste hou in, maak seker dit tel, maak seker hy bly lê. Nee, maar as hy hou opstaan en hy slaan jou terug,
jou moeilikheid. Jy het nie hard genoeg geslaan nie, of nie vinnig genoeg gehardloop nie. Ek was die tweede een. As ek iemand my teruggeslaan het, ek nie vinnig genoeg gehardloop nie. Nee, want I couldn't pack a punch, nee, my armpies is bietjie min. So ons het hierdie, in die Ou Testament is daar hierdie ding van 'n oog vir 'n oog. Gaan lees dit. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, gaan lees. As iemand jou bees gevat het, dan skuld jy hom 2 beeste. As iemand jou vrou gedit het, dan skuld jy vir hom dit. As 'n kind sy ouers vloek of terugpraat. Kinders, sê gou vir my, almal hier is kinders. Almal hier is iemand se kind. Wie van julle het vir jou ouers gevloek in jou kop, al is dit net in jou kop, of teruggepraat? Almal steek julle hande op, kom, jy het dit een keer gedoen, jy het dalk 'n klap teen die oor gekry, maar jy het dit gedoen. Nee, weet julle wat is die Bybelse straf daarvoor? Jy moet gestenig word. Nee. Ok, gelukkig is dit Ou Testament, toe kom Jesus. Toe kom Jesus en hy sê, maar ek sê vir jou, as jou kind lelik is met jou, draai jou wang en laat hy verder met jou lelik wees. Dis is amper wat hier staan. Maar Jesus sê, jy moet jou nie teen 'n slegte mens verset nie. Aan die ander woorde, jou kinders is nog 'n bietjie sleg, hulle leer nog, né? As 'n mens jou op jou regter wang klap, draai vir hom jou ander wang. Want as my kind my vloek en ek vloek hom terug, wat het my kind geleer? Maar as my kind my vloek en ek sê vir hom, ek vergewe jou. Ek weet jy dit nie bedoel nie, ek weet jy's kwaad vir my. Eendag sal jy verstaan en dan gaan jy my kom sê my jy's sorry. Sê net gou vir my, watter een van daai twee die beste boodskap? Watter een van daai het die beste boodskap? Ek wil 'n storie vertel van hierdie. Ek het die Here leer ken op skool, hier in graad 9 rond. En ek kan nie ou se naam onthou, maar ek gaan dit nie sê nie, net nou gaan soek jy hom op Facebook. Hy het in die hy het my eendag so 'n bietjie harde tyd gegee in die volgende periode toe ons wiskunde. En ek het geweet hy's useless met wiskunde. Nou, ek was nie baie goed met wiskunde nie. Ek was in die top 10 met 'n gemiddeld van 63, maar ek kon hom deurkom. Die ou manier, 50%, nê? En toe ek my toets kry en ek het like 53 of 58 danskaan die gange op en af in die wiskunde klas en ek sê, hoeveel het, en nou moet ek nie sy naam sê nie, kliphard roep ek, en die ou wat langs hom sit skree uit 8%. Jesus, maak het lekker gelag. Die volgende periode was wetenskap geweest, ver van die wiskunde klas af. So op pad wetenskap klas toe kom, ek moet regtig probeer om nie sy naam te sê nie. Hy het karate gedoen. Ek moet dit byvoeg. Maar hy slat vir my met die vuis, deur die gesig, dat ek lê. En ek besef ek het moeilikheid. As ek opstaan, gaan hy my weer slaan. Maar ek moet by die klas kom. En ek besluit, right, dude, ek gaan die Bybel probeer. Nee. En ek staan op, en ek sê vir hom, die Here sê, as jy my op my een wang slaan, dan draai ek die ander wang. As jy weer wil slaan, dan is dit so. En hy sê, nee, maar is reg. Wat? Maar, almal wat gekyk het gedink, hy is die loser. En het my gecheer. Hoekom? Want hy het 'n aap van homself gemaak, jy slaan aan iemand wat nie terugslaan, dat jy mos nie die fight gewen. Sien, ek en jy in ons geloof, het ons hierdie goeters. En ek en jy moet ons geloof laat begin vorm, deur God se woord, en God wil jou geloof kom dekonstrueer, en dis hoekom Jesus, as jy wil begin om jou geloof so 'n bietjie reg te trek, en wil seker maak, glo ek regtig die waarheid, of glo ek helfte van wat my ma gesê het, helfte van wat die juffrou gesê het, en ander helfte van wat ek self opgemaak het. Ek meen, ons sekere goed wat ons vir mekaar sê, wat glad nie eens in die Bybel staan nie. Nee, ons sê, die Bybel sê, ek het beloof vir jou, gaan Google 'n bietjie van die goed wat jy gesê het, staan in die Bybel, het staan nie in die Bybel nie. Bekende mense het dit gesê, en het klink vir jou soos die Bybel, maar is nie die Bybel nie. Nou as jy wil seker maak, dan is daar net een manier om jou geloof te bou en te vorm op dit wat God actually gesê het, en dit is om jou Bybel te lees. Jy spel dit B-I-B-E-L, die boek wat my vertel van Jesus wat my van my sonde bevry, die B-I-B-E-L.
Ek onthou dit nog van kinderkrans af. So Jesus kom byvoorbeeld in Matteus 5 tot en met Matteus 7, dan preek hy hierdie hele preek van draai die ander wang, geef iemand jou ander, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, huwelike, bla bla bla. Hy kom en hy doen 'n klomp goeters. En hy begin dit met geseënd is die wat weet hoe afhanklik is hulle van God. Geseënd is die wat weet hulle het God nodig. Geseënd is die. En dan kom hy en dan trek hy al hierdie goed wat mense verkeerd geglo het in sy tyd. En dan trek hy dit reg. En dan sê hy oor en oor, maar ek sê vir jou. Jy dink, maar ek sê vir jou. So as jy na die Bybel toe gaan, en jy wil jou geloof laat vorm, dan help dit nie, jy gaan na die Bybel toe en jy maak oop en jy, Here asseblief geef my 'n versie wat werk vir die preek. Nee, jy maak hom so oop en jy sê, Jeremia moenie meer vir Juda bid nie, hierdie gaan lekker werk. Jeremia moenie meer vir Juda bid nie. Met ander woorde, die Here sê vir my, Johan, jy het genoeg gebid vir Tsanin is verlore. Is dit wat die teks sê? Dit het niks met Tsanin te doen nie. God is besig om met Jeremia te praat, en hy is besig met die Israeliete te praat, wat in ballingskap is. Ek moet bietjie mooi kyk. Lees die res van die vers, moenie oor hulle huil nie, moenie vir hulle bid nie, moet ook nie namens vir hulle my om hulp vra nie. Ek sal nie luister nie. Hoekom sê God dit? Want hulle was 'n bietjie stout, en hy sê, nou moet hulle eers die lesie leer, en dan gaan ek hulle help. Dis nie 'n tydlose stelling nie. God sê, daar's 'n tyd wat ek net so bietjie nie gaan luister nie, want julle wil nie hoor nie. Eers moet jy so bietjie voel. Sien, ek en jy kan nie na die Bybel toe gaan en klaar besluit wat jy wil hê die Bybel vir jou moet sê nie. Ek en jy moet na die Bybel toe gaan soos 'n leebladsy en sê, Here, skryf op my lewe dit wat U wil hê geskryf moet word. So sal jou geloof gevorm word. So sal jy nie God afskryf nie, so sal jy nie wegloop in jou geloof, of wegloop van die kerk af, of opdaag op 'n Sondag net om gesien te word, maar intussen het jy geen aktiewe lewende geloof nie, jy lees nie in die week jou Bybel nie, jy bid nie tot die Here nie, jy doen nou maar net deur hierdie ding, jy gaan deur emotions, want jy hoop eendag as die hemel actually 'n werklikheid is, dan het hulle 'n attendance register gehou, en jy was genoeg keer in die kerk, en jy was meer as jou buurman in die kerk, so hopelik laat hulle jou toe op grond van prestasie. Sorry, ek het vir jou slegte nuus, die hemel het nie 'n prestasie log nie. In die hemel is daar nie 'n prestasie log nie. Hoor my mooi as ek dit vir jou sê, die hekke van die hemel maak nie oop op grond van jou prestasie. Dit maak oop op grond van wat Jesus aan die kruis gedoen het, en het hy dit vir jou gedoen. Is hy jou verlosser? Hoekom leef ek 'n lewe vir God, en tot eer van God, na ek my lewe vir God gegee het, nadat ek Jesus se verlossing aanvaar het, om dankie te sê. Maar nou lees ons daai teks in die Bybel van in die hemel gaan jy krone kry. Nee, ken julle daai liedjie, daai ou haleluja liedjie, ons gaan krone dra, nee, dan dink ek altyd, wie gaan die meeste krone hê? Die dominee of die taxi bestuurder? Wie gaan die meeste krone hê, die dominee of die taxi bestuurder? Ken jy die grap? Hoeveel mense laat ek bid? Op 'n Sondagoggend bid ek alleen, ek gee nie eers 'n kans nie. Die taxi bestuurder, hy laat mense elke dag bid. Almal om hom bid. Nee? As gebede bakstene is vir jou huis in die hemel, kry taxi bestuurders die grootste huis. Verstaan julle die konsep? Ek en jy moet 'n persoonlike geloof hê, gebou op verlossing wat by die kruis begin, en dan 'n geloof wat eerlik is oor dit wat God in die Bybel sê, dit wat God oor die lewe sê, en deel daarvan is die goeie nuus dat ek en jy mag twyfel. Ek en jy mag selfs ons geloof ontken. Jesus het saam met Petrus geloop elke dag vir 3 jaar. En asof dit poetic justice is vir elke een van die 3 jaar wat Jesus saam met hom geloop het Petrus 3 keer gesê, hy ken Jesus nie. Voor mense het hy gesê, dis opgeteken in die geskiedenis, hy het gesê, ek ken nie vir Jesus nie, ek is nie sy volgeling nie.
En die Here het nie net daar gesê, okay, as dit jou keuse is, geniet die hel, have a nice life, hier's vir jou so lank 'n vurk, gaan na daai winkel toe, kry slank vir jou sak charcoal, jy het sterkte vir jou. Die Here het nie dit gedoen nie. Jesus verander hom, geef hom die Heilige Gees, en hy preek en 3000 mense kom tot geloof en word gedoop. Jesus skryf hom nie af, want in sy geloof het hy 'n spoedhobbel gehad nie. So asseblief, as jy tans in jou lewe op 'n punt is waar jy 'n spoedhobbel het in jou geloof, moenie God afskryf nie, hy's daar. Jy kyk hom mis, hy voel vir jou ver, maar hy's daar. En hy worstel saam met jou deur jou vrae. Daarom sit hy hierdie teks in die Bybel, hy sê in 1 Petrus 2 vers 25, as ons hierdie spoedhobbels in ons geloof het, dan sê hy, jy's soos 'n verdwaalde skaap, maar God het jou teruggebring na jou herder toe. God het jou teruggebring na Jesus toe, die goeie herder, wat jou oppas, wat jou vashou, wat jou bring by waters waar rus is, wat vir jou sorg dat jy iets het om te eet, die bewaker van jou lewe. Daai Griekse term letterlik daar is, die een wat jou ewigheid in sy hand vashou. So God kom nie en hy sê, jy het verdwaal, jy het afgedwaal, jou ewigheid is verlore nie. Nee, hy sê, Jesus hou jou ewigheid vas. Jou getrouheid, jou twyfel of jou geloof, dit is nie die bepalende faktor nie. Jesus is die bepalende faktor. Hy hou jou ewigheid vas. Is dit nie die amazingste boodskap om te kry nie? Dat God vir jou sê, jy is gemaak vir 'n meer opregte geloof, 'n geloof wat kan sê, ek het 'n slegte dag. 'n geloof wat kan sê, God is vir my ver. Want dit sê, spreek van jou gevoelens. Ons weet die Bybel sê, God kan nooit ver van jou af wees nie. Ons weet die Bybel sê, Matteus 28 vers 20 sê hy, ek is by jou elke dag. Ons weet God is oral altyd. Maar wanneer jy 'n spoedhobbel vang, dan voel jy God is ver. En jy mag dit sê, en God gaan jou nie afskryf nie. Dis die opregte geloof wat God vir jou wil hê. So vanoggend se punchline is dit, God is okay met jou twyfel, maar werk aan jou geloof. Werk aan 'n opregte geloof. Spandeer tyd met God se woord. En as jy wil begin deur jou geloof te suiwer en seker te maak, glo ek die regte goed, begin by Matteus 5. En werk daai preek deur, versie vir versie, stukkie vir stukkie, nie als op een slag nie. Moenie 3 hoofstukke op 'n slag lees nie, lees dit stukkie vir stukkie en laat dit jou geloof vorm en dit gaan vir jou stamp. Ek beloof vir jou, daar's goed wat Jesus van jou vra in Matteus 5 tot 7 wat vir jou gaan sê, Here, die prys is te hoog. En as jy sê die prys is te hoog, dan gaan hy jou herinner aan die kruis en dan gaan hy vir jou sê, Jesus het by aan die kruis die hoogste prys betaal. Dit wat ek van jou vra is nie naaste by dit nie. Dis die geloof wat ek en jy moet hê. 'n Opregte geloof. Dis die geloof wat God vir jou wil hê. 'n Geloof wat nie geskit word deur storms nie, maar 'n geloof wat sterker staan in die storms. Mag God my en jou daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat U by ons is ten spyte van wat gebeur, of die krag aan is of die krag af is, of die tegnologie werk of die tegnologie nie werk nie, of die dokter goeie nuus gee of slegte nuus gee, of jou baas vir jou verhoging gee en of hy jou afdank. Here, of jou boerdery 'n wins toon of 'n verlies toon. Here, U is met ons in alles. En U is nie die oorsaak van alles nie. Ons wêreld is stikkend. En hy's gevul met stikkende mense wat nie nice is met mekaar nie. Hy's gevul met 'n stikkende natuur. U het dit volmaak vir ons gegee en ons het met al die uitlaatgasse en al die gemors wat ons doen aan die aarde met oorbewyding en 110 goed, het ons die skepping gebreek. En nou reën dit op snaakse tye of die son skyn harder as wat hy moet. Here, dis nie U wat dit veroorsaak het nie, dis ons. Maar Here, dankie dat U in beheer bly. Dankie dat U in beheer bly, dat U alles ten goeie laat meewerk vir almal van ons, die kinders. Here, ek wil bid vir elke persoon hier wat twyfel. Wil jy hulle ontmoet in hulle twyfel? Duiwel, ek jaag vir jou weg. Jy sal nie iemand in sy oomblikke van twyfel laat skuldig voel
dat God hom vergeet nie. Dis 'n leuen. In ons oomblikke van twyfel is God nader as ooit. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons ontmoet in ons twyfel. Mag ons in ons oomblikke van twyfel U woord oopmaak, meer op ons knieë gaan, nader kom aan U, Here, met U stoei en met U worstel tot ons antwoorde kry, gevul met U waarheid, nie gevul met ons vooropgestelde idees nie. Kom dra ons deur die week wat voorlê, wat ook al daarin wag. Vir party mense het so skoolvakansie, vir ander mense het is gewonder van hoe gaan ek vir my kinders sorg in die skoolvakansie. Here, vir party mense is dit 'n besige week, vir ander mense is dit 'n rustige week. Wat ook al vir ons voorlê, Here God, dra ons daardeur en mag ons U lig wees in 'n donker wêreld. En nou, Here, aan die einde van nog 'n maand wil ons vir U kom sê dankie vir U sorg, vir U liefde, vir U seën. Ontvang ons tiendes, ontvang ons offergawes. Ons gee dit vir Here vir U met blydskap. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. Vang die seën van die Here en gaan leef voluit ten spyte van twyfel. Met die wete dat al lyk dit nie so nie, die Here is vir jou goed en hy sal vir jou goed wees. Dat die Here jou raak sien, al voel dit of hy jou miskyk. En hy hou aan om sy liefde vir jou te gee. Dat die Here vir jou goedgesind is, selfs al lyk dit nie so nie. En dat die Here vir jou voorspoed gee, want sy voorspoed lyk anders as die wêreld se. Want hy verbind hom in jou. Want hy is jou Vader. En jy is sy kind. Amen.